daai vraag wat jy nou vra, hoe voel jy partykeer oor jou nuwe stelsel, jou nuwe stelsel wat jy nou optel, hoe voel jy daaroor? Toes ek persoonlik besig om alles te verloor. Ek het die aasvoelsak op my toe, hulle vat karre, hulle vat huise, hulle vat grond, in my persoonlike binnekring ry ouens, man, hulle skep kragopwekkers en visstokke en golfstokke en karre. Ek dog hulle wil my help, in die tussentyd is hulle besig om my sommer onwettig te likodeer. So ek sit eventueel hier aan die kant in Anlin in 'n huisie wat ek hier, en ek is sy saam, en ons het net getroud, en daar gaan ons water en ligte ook af. Ons kan dit ook nou nie betaal nie, weet julle van sulke goed? So, ja, nee, al die ouens is, julle het witbrode, hulle sny my krag af, ek moet die vleis vrot en die goed, en ek en die mense beklei en stry en gaan te keer, en daar sit ek sonder water. Nou moet ons, nou dis wanneer jy bietjie dink oor die seisoen van jou lewe, moet jy dit doen. Daar's mense wat sê, ons is, ek en sy is lui, want ons besluit ons gaan die goed doen, en ons is vuil, ons is onhygienies, hulle het meer tyd vir hulle honde as vir ons, doch ek bly beter as 'n hond, ek kan jou dit waarborg, en daar is ons water af, en toe dink ek aan my daar in die lokasie, en nou maak ek sy plan, ons het daarom nog seep, wat jy, ek het die man seep wat vir 'n haargesig en lyf is, sy het ook 'n ding, dan gaan ons na die munisipale swembad toe, en ons het daarom geglo, dit, ek wens ek kon het afneem, dan gaan ons so toe, dan gaan sy in die vrouwenskleedkamer, en ek gaan in die manskleedkamer. Nou wat 'n vrou se voordeel is, sy kan daar 'n bikini dra by so 'n plek. En dis die eerste keer wat ek maar besluit, ek dra jokkie, weet, want ons gaan nou nie meer oor swem nie, dit gaan nou oor, ja, want die storte werk nie daar by ons nie, man. Ons begin 'n stelsel, ek wil net vir jou sê, jy moet die ding, tel die ding op, man, en vergeet wat mense sê. Ja. Dan gaan sy in die vroue gedeelte en ek in die mans gedeelte, dan vat ek hy seep, dan vryf ek my in. Seep is mos op so 'n manier, as jy hom vryf, sien jy eers die seep en 'n bietjie skei, maar as jy hom lank vryf, dan vryf jy hom mos nou in jou vel in, maar as jy weer in die water kom, word hy weer skei. So dan sy in die vrouenskant besig om haarself in te massage met seep, en ek staan met 'n bottel, ons deel dit in botteltjies, ek sê van jy duik daarin, ek duik by die mannekant in, ek staan met die seep daar, waar niemand by kan sien nie, dan vat ek en ek vryf en ek vryf en ek vryf, sy doen dieselfde, dink ek, daai kant, ek glo so, dit het so geryk, en dan, as ons nou uitkom, dan sê ek, as jy reg, dan hardloop ek, en gaan duik ek so in hy swembad in. Nou, as jy die swembad sien, so bolwit skyn, so breinkol, soos 'n ou wat nie 'n lekker aand gisterand gehad het, daar so, en dan swem ek, maar as ek so in die middel van die swembad kom, woel ek om. Die ouens wonder ook seker, die ou nou iets gebruik, nou begin hy onttrekkingssimptome. In die tussentyd is ons besig om te skrop en skoon te kom. Dan het ons die tandeborsel saam, en as ek nou gaan klaarmaak en aantrek, dan kan ek die tande ook borsel. So ons het daai betrokke munisipale swembad uit vir 'n paar weke, ek het 'n mooi breinkleur getel, want jy gaan lê ook ons daarom nou so 'n bietjie daar, man. Ek gaan ons nou net bad nie, maar ek dank die Here vir 'n swembad, so daar's 'n tip as jy die water afsit. Jy kan skoon bly. Ons duik in, ons skrop, ek klim uit, tan 'n bietjie kry. Here, ek was mooi bruin, man. Gaan badkamer toe, ek het die tandeborsel en die goed. En dan is hy storte ook nog daar wat hulle het, dan klim ek onder die stort en stort al die kloor af. Nou wanneer jy nou daar kom, dan begin jy so 'n bietjie twyfel. Dan begin jy nou dink, moet ons nie maar vetkoeke verkoop of donuts verkoop nie. En dan wat jy gevra het, dit het met my gebeur toe ek in besigheid ook, toe ek daar gebly, daar tussen die sinkhuise. Jy dink aan goed, dit gebeur met enige besigheid, of jy kry jou af in die optye, en in daai tyd moes ons nog uitvind dan watter koers gaan ons. So ons weet ons is in die geval met 'n stelsel besig, en die mense sê ons is voltyds in die bediening, en ek moet leer, so ek het my doktoraat gekry, ek het gestudeer, ek het geleer om hierdie studioproduksies te begin doen, ek het letterlik
basies net navorsing gedoen vir omtrent 5 jaar. Ons het later blyplek gekry deur daar in die plotte in. En dan is ons in die kant, dan trek ons die kant toe en dan move ons die kant toe. En oral dan probeer jy hierdie wheel and deal met 'n ou dat jy net vir 'n paar aande bed in die hande kan kry. So ek wil net sê as jy mismoedig voel en jy moenie dat jou ego jou mislei nie. Jy is met 'n magtige saak besig. En dit gaan dalk net nie nou so goed nie. Maar wie daar's ander ouens wat nie met iets besig is nie. Ten minste het jy 'n plan. Ten minste het jy 'n idee, ten minste het jy 'n visie, ten minste het jy 'n fokus. En dan moet jy soos ek en sy in die lokale swembad gaan. Ek sê net vir haar, kyk waar, daar's so 'n kwaai oom wat daai heeltyd loop. En ek weet daai oom as hy hom merk, ek sê daai oom moet net nie sien as ons daar bad in hy swembad nie. Maar as ons en hy het ook nie. Ek het vir hom gejip. As hy gewara het, ek kon saam gaan druk aan die diepkant. Ja, Betty gaan staan met hom en wara, ek duik. En as iemand het nou hier gesê, as jy so induik, as jy nie die skuim kom so op, dan maak ek. Want dis die eerste ding wat die ouens sal sien. Hoe duik hierdie ouens in die swembad begin kook? So, maar ag, dis een saakie wat ek maar gee. Mense was mal, hulle het gedink ons is van ons koppe af. En maar ek gee nie regtig om wat mense sê nie, want wat is 'n mens? Maar ja, motiverend, ek het nou gesê, as jy 'n perske pit is, of 'n avokado peer pit is, figure uit wat is jy, 'n mosterdsaad, behou jou saad, begin groei, en lag familie, of mense, daar het van my familie, vir my gelag en gevloek, en gesê ons is haal gekletterd, en iewers het ander ouens ons vervloek, toe dink ek my heerlikheid, toe jy op besigheidjie begin het, en patheties, elendig rondgedinges het ek respek vir jou gehad. Nou kom sit jy hier en vertel vir my, ek en my vrou is haal gekletter, vervloek en deur ander ouens sleg gesê, net omdat ons 'n goeie saak begin. Dis ons Suid-Afrikaners se probleem. Weet as jy 'n ding begin, hier's manne wat al besighede begin het. Die eerste ding, hulle sê vir jy gaan 'n houbou word. Jy gaan op die hoeke van want hy gun jou nie sukses nie. Ek weet die betrokkenes was benoud dat ek gaan weer 'n magtige deurbraak maak. Ek gaan weer bo uitkom. En well, it happens. It happens. Ek dank die Here vandag kyk ons terug en die Here het ons ek kan letterlik 'n boek skryf oor die hoekom ek dit noem na jou vraag toe Anne-Marie, wanneer dit dan so gaan. Dan dink jy was die Here betrokke? Het ons nie eerder na die duiwel geluister nie? Peter ons nie nou met God so goed nie want ons werk met kerk goed. Toe kom ons agter nie, solank jy die naam van Jesus verkondig, as jy in 'n besigheid ook is, as jy in die produk is van koukdoppies of strooitjies of paperclips, wat jy ook al doen, bly dit doen. Bly dit doen. Iewers as jy daarop fokus, iewers as jy daarop konsentreer, oor 'n jaar of 2 of 3 of 4, gaan daai ding sy ROI, sy return on investment vir jou gee. Al moet jy in die munisipale swembad gaan bad. Ander dag dan gaan swem jy daar in Mauritius op die daar op die Turquoise Beach by die wit sand en dan gaan stort, dan gaan vang jy 'n bad by die see sommer daar in die see. In die 5-ster hotel se swembad, net op 'n punt, net omdat jy kan,